numbered among a group like this. Getel onder 'n groep soos hierdie om weer vanmôre hier te wees in Brushikeren. Die Here het sy lewe gespaar. Dit was beslis nuus vir my toe ek daarvan gehoor het. En ek is so bly dat die ding waaroor ons spreek, dit ook onder ons werk om te sien dat God die siekes en die beproefdes genees. We just got a few moments and Ons het net 'n paar oomblikke en omtrent 2 minute om te praat en dan wil ek graag bid vir hulle in Radioland en hulle wat behoeftig is. We just left Southern Pines. Ons het pas Southern Pines, North Carolina verlaat waar die Here 'n groot wonderwerk gedoen het. Een aand toe ons ingekom het, was dit te laat vir die dametjie wat gearriveer het met 'n waterkop babetjie om 'n gebedskaart te kry en in die ry te kom. Maar sy het agter die gordyne gestaan met hierdie kosbare kindjie wat trane wat teen haar wange afgestroom het, soos net 'n moeder se liefde kon wees vir 'n baba. Sy kopie was opgeswel in so 'n toestand, sy oogies uitgestoot, eislike groot are oor sy kop, en een of ander soort inspuiting wat die geneesheer dit elke dag moes gee om deur daardie dag te lewe. En soos ek verbygegaan het, het ek oorkant toe gekyk en die moeder met die babatjie gesien en ek het vir Billy my seun gesê, daardie arme kereltjie. En hy het gesê, en pappa sê het my gevra vir 'n gebedskaartjie en gesê sy was te laat. Ek het hulle klaar almal uitgegee. Ek het gesê, wel sê net vir hulle om weer die lied te sing en glo net en laat ek afhardloop en vir die baba bid. En ek het afgegaan en vir die kereltjie gebid en ons Here gevra om dit genadig te wees. En die dame het die kereltjie huis toe geneem daardie aand en die volgende oggend toe sy opgestaan het, tot haar verbasing, om na die kereltjie te kyk, was die groot are weg, was die kop feitelik normaal. So sy het dadelik na die dokter toe gehaas en die dokter was so verbaas en het gesê dat hy het sy bloed ondersoek of wat hulle ook al moes doen om vir hierdie inspuiting. Wel gesê, dit het dit nie meer nodig nie. Dit het nogal 'n opskudding veroorsaak weerland. Net nog 'n getuienis tot die eer van God om te weet dat hy gebed beantwoord wanneer die harte opreg is en in hom wil glo. Niks te groot vir hom om te doen nie, en ek glo dat hy net daarvan hou om dit vir sy mense te doen. Nou hulle gaan vir my 'n klomp versoeke gee, net binne 'n oomblik vir diegene wat inskakel op die telefoon en om voorgebid te word. And you out in the radio land, I want you to be ready and be buite in die radioland. Ek wil hê julle moet gereed wees en onder verwagting wees en volhard dat julle gaan vashou aan die belofte van God. Want die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. Dis die skrif. En as julle net kan staan in hierdie hemelse atmosfeer waarin ek staan vanmôre, hier in Clifton se kafeteria, waar daar letterlik honderde mense net hier ingeprop is. Alle gelowiges wat glo en saam met my gaan bid om vir julle en vir julle geliefdes te bid. Wat dit ook al is, waarom dit nie nou net vir God hou en glo dat God ons gaan hoor en gebed beantwoord. Nou jy moet voortgaan met die geloof wat jy het wanneer jy voel die teenwoordigheid van die Here is by jou. Nou baie mense wonder wat gebeur wanneer hulle lyk asof hulle genees is. En dan naderhand voel hulle nie so nie. Maar dis omdat wanneer daar gebid word en die teenwoordigheid van die Here by jou is, geloof opbou. En dan wanneer geloof weggaan, wel, dan het daar iets met jou gebeur. Jy moet by daardie geloof bly, moenie dat daardie gevoel jou uitverlaat nie. Onthou net altyd dat God geantwoord het. Dis sy woord. Hy kan net nie daarop teruggaan. Hy moet sy woord doen. En 'n aanmoediging vir jou in die wete dat God die belofte gemaak het. En ek glo dat die Bybel God is in geskrewe vorm. Ons weet dat in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon en hierdie is sy beloftes. Hy het hulle vir ons gegee en ons moet hulle koester. En nou daar is net een ding wat hierdie woord sal lewendig maak. Dit is die Heilige Gees, dit laat die saad lewe. En wanneer die sy gees uitstort op die aarde soos hy het in hierdie laaste dae, of watter soort saad die gees ook al uitstort, wat die waters is, net soos Christus geslaan is, soos die rots in die wildernis vir 'n sterwende volk wat sterwend was, wat water nodig gehad het.
Christus geslaan is sodat die water van die lewe op hulle uitgestort kon word. Die gemeente, as julle in die radioland net kon sien, hulle staan nou. Wees nou gereed vir gebed. Lê julle hand op mekaar. Radio of op die plek waar julle siek is, en laat ons dan saam bid. Ons genadige Hemelse Vader, soos ons nou u troon van genade nader, in daardie algenoegsame naam van die Here Jesus, ons kom gelowig en lê ons gebede en ons geloof op die altaar saam met al diegene hier. Hulle wat in die land is wat siek en behoeftig is vanmôre. Hemelse Vader, dit lyk soos nog Handelinge 4. Toe die mense gebid het, is die gebou geskit waar hulle vergader het, en die krag van God het op die mense beweeg. Satan elke gebonde persoon in radioland vrylaat vanmôre wat inluister. Mag daar so iets onder hulle gebeur. So dit sal wees soos die getuienis wat ons pas gegee het oor die babatjie met die waterkop. Mag elke siekte die mense verlaat. Mag die krag wat Jesus uit die dood opgewek het en hom lewendig aan ons voorgestel het na 2000 jaar. Daardie krag elke siek persoon verkoop en hulle gesond maak. Ken dit, Vader, ons vertrou hulle nou toe aan U met ons gebede met die offerande van Christus wat voor ons uitgaan in die naam van die Here Jesus Christus en tot sy verheerliking. Amen. Nog een keer. Die skrif sê dat daar 'n vroeë en 'n laatreën sou wees. Wel nou, die Hebreërs woord, ek kan dit net nie nou noem nie, maar vroeë reën beteken 'n plant van saad. Sien, so die saad word nou geplant en word alles uitgeplant deur hierdie organisasies. Wanneer die Gees begin val in daardie groot mate, sal dit voortbring van sy soort. So laat ons bid dat die Heilige Gees die sade reg deur daardie organisasie sal plant. Die groot vloed kom, dat daar 'n oes daaruit sal kom. Kom ons bid. Our Heavenly Father, our hearts are stirred this morning with great emotions. Hemelse Vader, ons harte word geroer vanmôre met groot emosies as gevolg van hierdie geleentheid om die mense te sien inkom in hierdie uur wanneer die aandligte begin skyn. Die groot krag van God deur daardie 7de dag Adventiste organisasie trek van die leiers af al die pad na die kleinste kerk en mag die Heilige Gees uitgestort word op hulle, Here.
hulle Pinkster ontvang en 'n groot versameling van siele vir die koninkryk van God dwars deur die lande, skenk dit Here oor die wêreld, salf hierdie mens. Let's give the Lord a praise offering. Glory to God. Yeah. Thank you. I don't know what to say. Dankie. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek is net sonder woorde. Ek het soveel gehoor dat ek net vol is. Nie wonderlik nie hoe dat ons Here dis net, ek so bly. Ek glo ek het gelei gevoel om hier na toe te kom vanmôre. So goed om hier te wees, te sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Ons is so dankbaar om Broer Harold se te hoor. Ek kan nie sy van noem nie. So ek sal net moet sê Harold om te hoor hoe die Here hom gelei het na daardie groot plek toe en wat hulle doen. Ek sal beslis dit sê in verband daarmee, dat wanneer hy na die ander lande toe gaan, daardie mense daar, verg dit die boodskap van Pinkster om daardie mense te roer. Sien? Hulle het al die teologie en al die traktaatjies en sovoorts, maar hulle moet God in aksie sien. Dis wat hulle aantrek. In altaar oproep in Durban, my laaste diens daar, het ons opgeteken dat 30,000 na Christus toe gekom het, wat rouheidene was op een slag, julle sien, omdat hulle iets gesien het waarop hulle hand kon sit. Ek wil graag sê dat in verband daarmee die groot sendeling na Indië, Hudson Taylor, daar was 'n jong Chinese seun wat een oggend opgekom en gesê het, Dr. Taylor gesê, ek het pas Christus in my hart ontvang en my siel is aan die brand met die gees van God in my gesê, sal ek studeer, na watter skool sal ek gaan om te studeer en my BA te kry, en so voort soos daarin. Meneer Taylor het gesê, moenie wag tot 'n kers halfpad uitgebrand is om lig te gee nie. Ek dink ook so, wanneer dis die probleem, die mense wag en hulle neem hulle in daardie kweekskole in en haal alles uit wat God in hulle ingesit het, julle sien. Ek dink, gaan sodra die kers aangesteek is, as jy nie meer weet nie, vertel hulle hoe dit aangesteek het, dis al wat hulle hoef te weet, vertel hulle net hoe dit aan die brand gesteek is, en steek hulle aan die brand, die rest daarvan sorg daarvoor. En net vertel hulle hoe die kers aangesteek is, laat hulle aangesteek word en hulle sal iemand anders vertel. En die kers aansteektyd, nou dis waar, dis reg. Nou ek sou dwaas wees om te probeer preek na so iets, julle weet dit, soos ek een keer hierbo by 'n goeie skool was en iemand het gesê, Broer Branham, jy het 'n paar boeke geskryf, ek wil graag 'n doktersgraad aan jou toeken. Ek het gesê, ek's te slim daarvoor. Ek sê, hoekom sou jy dit dink? Ek het gesê, nou, hulle ken my ou Kentucky manier van praat, hies en hissie en dra. En ek sou sê ek was 'n dokter. Mense weet beter as dit. Ek is net te slim om dit te doen. So ons ken ons kapasiteit. Het is goed om hier te wees, hierdie gawe groep. En net terwyl ek geluister het na die vreugdesklokke wat in elke hart lui, die skrif in my gedagte opgekom wat ek mag gebruik net vir, ek sê vir soort van 15 minute of so omtrent broer, ek voel beslis klein en vra om verskoning vir broer Harold. Ek het net hier opgedag vanmôre, net op die tyd wat hy sou preek en toe, hier onder die mense, en toe skakel hy my hierbo en ek voel baie sleg en vra om verskoning vir broer Harold. Ja, jy kan dit sê. You know, the verse that came to me this morning, I was just thinking how just a few years ago, this experience that was really supposed to be such a reproach to me, and it made me an oddball character and despised and supposedly disgraced, that for that very thing now, God is opening up doors and for ministry all over the country. And as I saw these spiritual giants sitting in here and saw that I was going to be set among them, a word came to me
that he has taken the beggar from his dunghill and set him among princes. Humility is a way to Nederigheid success. is die pad na sukses. That's right. Dis reg, dis reg. Ek nooi julle onder na die diens vanaand, onder na die, ek het dit die Koeipaleis genoem en almal deur mekaar gemaak en hulle het een keer vir my gesê dit was die Koeipaleis en ek uitgevind dis reg langs San Francisco. Great Western Fairgrounds. And Sê we're wat having a groot grand time westelike down there. skougronde. En ons het 'n wonderlike tyd daar onder 'n groep broers. Ons hou net van wel soos 'n klein prentjie wat ek een keer gesien het. Ek is bo in die Noordweste besig om vis te vang en ek het 'n forellyn gehad van baie van julle vissersmans broers hier. En ek het met my rugsag gekamp met 'n klein 2-man tentjie en ek was ver agter bo in die berge. En ek het 'n klein 2-man tentjie gehad en 'n bietjie julle weet toerusting. Ek het forel gevang en ek sou net genoeg vang vir wat ek sou eet en dan die res van hulle loslaat. Ek hou net daarvan om daardie klein rivierforelle te vang. Ek het 'n elandwilger agter my gehad wat die hele tyd my lyn gevang het. Die oggend het ek gedink, wel ek sal afgaan vir my byl vat en daai elandwilgers afkap sodat my koersierplegie nie in die wilger kan vashaak nie. En ek het die tent verlaat afgegaan, dit afgekap en my biltjie gehad en ek het my vis gevang en teruggekom. En 'n ouma beer en haar kindjies het in my tent ingekom. En hulle het dit net heeltemal verskeur. So 'n beer is net soos en julle het al gehoor van 'n beer in 'n porseleinkas. Dis nie wat hulle vernietig, dis nie wat hulle eet nie, dis wat hulle vernietig. Hy het 'n klein stoofpypie gehad en sê dit net alles stukken geslaan om dit te hoor ratel. En so het ek opgelet en ek hou baie van, nou enige iemand hier van Kentucky, ek hou van plaatkoekies, julle weet. Hulle, hier noem hulle pannekoeke, dink ek. En so en ek hou daarvan om molasse op hulle te sit. En ek besprinkel nie, ek doop, so ek gooi dit regtig oor, julle weet, so ek het baie molasse gehad. En 'n vreemde ding toe ek nader gekom het, die ouma beer weghardloop na een kant toe en sy het geroep na die kleintjies en een klein kleintjie het saam met haar weggehardloop. En die ander klein welpie het net daar gesit, hy het sy rug gedraai gehad. Klein ouetjies, dit was lentetyd en ek het beter geweet as om te naby aan daardie kereltjie te kom, want ma mag my skraap. Ek sê het bly roep daarna en ek het opgelet, wat markeer die kereltjie? En ek het omgekyk en hy het sy kop ver ondergaan soos hierdie julle weet en het sy hand op en af beweeg. En ek het gedink, wat het hy? Ek het omgeloop 'n boom altyd in gedagte gehou om in die boom op te kom voor sy by my kon kom. En ek het omgeloop en hierdie kereltjie het my molasse emmer gekry. En hy het die deksel daarvan afgehaal en hy het nie geweet natuurlik hoe om dit te drink. En hy sou net sy pootjie insteek soos hierdie en dit oplek oor sy gesig so daardie julle weet. En hulle hou van soetgoed. En hy was molasse van bo op sy kop tot onder sy voete. En hy sou dit lek. Ek het geskree, kom weg daar. En hy het hom glad nie aan my gesteer nie en sy ma het hom geroep, hy het hom nog steeds nie aan haar gesteer nie. Ek het gedink, wel, hy het iets baie lekker gevind. So toe hy omgekyk het, kon hy nie sy oë oopmaak, net vol molasse geplak, julle weet, koddigste kereltjie. Ek het gedink, ja, daar is geen veroordeling van hulle wat in die land is, dis een ding wat seker is. Ek het gedink, net soos 'n regte ou Pinksterdiens soos vanmôre, het ons hande onder in die molasseples ingekry, net so ver as wat ons kan en gelek. Julle weet wat dit was toe hy uiteindelik die emmer laat val en weggehardloop en na hulle toe wat bang was om so toe te kom en dit te kry, het die res van hulle hom gelek, so die molasse afgelek. So dis omtrent wat ons vanmôre gedoen het, molasse gelek uit hierdie getuienisse. Het Suster Shakarian se getuienis geniet en hierdie klein Stevie, hoe hy hier groot geword het. Ek het hom altyd op die kop getik en nou kan hy my op die kop tik. Nou, hy het groot geword en het so 'n goeie seun geword en gevolgend. Geen wonder nie, hy het 'n goeie agtergrond, iets agter. Sien broer Demos hier na dit alles en broer Williams en soveel hier. Ek weet net nie hoe om te sê nie, maar ek is dankbaar om hier te wees, hierdie lekker tyd van gemeenskap. En hierdie is die soort plekke wat net hemels is vir my. Net by mekaar te sit soos hierdie en 'n groot vreugde te hê. Nou soos ons eie kan, iets het in my gedagte opgekom net 'n paar oomblikke gelede 'n skrif. En ek het net voor ons die skrif nader, kan ons net bid net vir 'n oomblik. Gracious Father God,
Into thy presence we Genadige come now. Vader God, in U teenwoordigheid kom ons nou deur middel van genade, deur die opdrag van ons Here, wat sê, vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. En ons weet dat dit gegee sal word. Ons is dankbaar teenoor U vir hierdie op byeenkoms vandag en hierdie boefretrek. Oh, if this blind world could only see and feel As the hierdie joy. blinde wêreld net die Every vreugde kon drunkard sien would en come voel, from that sou alley. elke dronklap uit die steeg uitkom. Oh God, if they only knew what true joy God, as hulle net geweet het wat ware vreugde was. Hulle probeer neem en drink en baie lê op die strande en in danssale. Trying to substitute something Probeer for om this iets te great vervang joy vir hierdie that groot God vreugde brought wat on God earth hulle op to aarde receive. gebring het om te ontvang. God, I pray God, ek bid dat daar that lig we sal right wees go wat from van here hier today af that uitgaan will vandag, bring wat baie in many hierdie into verlossingskennis this sal state of inbring knowledge en and dat die the vreugde joy van of God God in be hulle in their harte hearts. sal wees. Thank you, Father. As I Dankie quote Vader, these soos ek few hierdie words, paar woorde bless them aanhaal, to seën the hulle serving vir of die the service. bevordering In van die Jesus' diens. name. In Jesus naam. Amen. Over in the book of Isaiah, I just like to quote from one just for a Oorkant in die boek van Jesaja wil ek net graag een aanhaal, net vir net 'n paar oomblikke. Jesaja 32:2 the name of the en die Lord naam is van die a mighty Here tower. is 'n sterk toring. He's a rock in a Hy weary is 'n land, rots in 'n land wat versmag, a shelter in 'n the skuiling time in die of storm. tyd van 'n storm. I would like to think of that, the rock in a weary land. Ek wil graag daarin dink, die rots in 'n land wat versmag. Nou om hierdie groep te sien, bring soort van iets terug in my geheue. Dit is, ek wil graag dit sê, of hierdie teks om dit te sê, om die druk te verlig. Ek dink dis wat vanmôre gebeur het. You know, the world is Julle weet, die built up wêreld under is opgebou pressure. onder druk. Alles gaan Everything is aan teen going 'n at a dolle breakneck vaart. speed. En hulle They weet don't nie know waarheen hulle gaan nie. Hulle They gaan go in die down the pad of road die at 90 90 miles an hour myl to per stop uur in om a by 'n tavern kroeg and te drink stop 2 en 2 hours uur before te they drink go voor hulle by die huis kom. And it just seems to be such a En dit is blykbaar net so Everybody, druk, irritable, almal pushing, geïriteerd, shoving. wat druk, wat stoot, en ek I wonder just net wonder wat what die the cure oplossing is. Then I remember a few days Dan ago, onthou our ek 'n paar pastor, dae I gelede come ons in pastoor, ek het and ingekom, ek was late laat with met my my oproepe en calls. mense wat People ingekom het. gathered, Julle weet, you know, internasionaal daar rond wat sit in die hotelle en motelle en dinge wat wag. And then Toe was die the pastoor pastor uitgeput, hy was kon wore party out, van sy couldn't make afsprake some of nie his nakom calls, nie en some of them party van were hulle was emergency, noodgevalle. so I took So them ek het and met just syne went geneem en na to een toe gegaan, city die hospital. stadshospitaal. And a room En die kamer 331 dink ek was die nommer. Ek moes gaan na 'n vrou toe wat 'n operasie sou kry. En ek het afgegaan na 331 en die vrou was nie daar nie. So ek het teruggegaan en 'n verpleegster het daar gestaan en haar voet getik en ek het gesê, "Aangename kennis." Ek het gesê, "Kan jy vir my sê waar mevrou so 'n naam is?" Ek het gesê sy is veronderstel om in 331 te wees. Sy het gesê, "Wel, as sy veronderstel is om in 331 te wees, is sy." Ek het gedink, "O, goeieste." Ek het gesê, "Ja dame, dankie." Ek het weer teruggegaan na 331 en hulle het gesê, "Wel dis, miskien is dit 332 oorkant die saal." Nee, sy sê sy is nie hier nie, dit mag 231 gewees het. So ek het met die trappe afgegaan en daar het 'n doktertjie daar by die lesenaar gesit, 'n klein mannetjie, die eerste een wat ek ooit gesien het wat net so breed was as wat hy hoog was. So hy daar by die skakelbord gesit en ek het verbygegaan en ek het gesê, "Aangename kennis." Hy het net soort van vreemd na my gekyk en ek het gedink, ek wil hom nie vra nie. So ek het afgegaan die kamer, daar was 'n dame wat van die operasiekamer afgekom het, 'n dame met 'n masker op haar gesig en die verpleegster daar op die vloer, sy het na die lesenaar toe gegaan. Sê, "Dame, ek is 'n bietjie verward." Ek het gesê ek het woontoe gegaan om 'n dame by 331 te sien en sy was nie daar nie. Ek kon nie vind. Hulle het gesê miskien is sy by 231. Sy het gesê, "Wel, kyk dan in 231." I said, "Well, thank you." Ek het gesê, "Wel, dankie." Hoeste. Ek kon nie 231 kry nie, so ek het in die gang afgegaan en die doktertjie het aangestap met sy stetoskoop in sy hand, hulle rondgedraai soos hierdie en ek het gesê, "Goeienaand meneer." Ek het gesê, "Ek soek na 231, kan jy my sê?" Hy het gesê, "Hierdie kant toe en daardie kant toe." I said, "Thank you for your Ek het gesê, "Dankie vir jou inligting." Wat is dit? Ek het teruggegaan en daar het 'n ander dame oorkant by die lesenaar gesit en ek dink sy het baie kalm gelyk, so ek het gesê, "Dame, kan jy vir my sê, vra haar my storie vertel?" Ek het gesê, "Ek is 'n bietjie verward, ek is 'n prediker, ek is hier om te besoek." Sy het gesê, "Net 'n oomblik meneer." Sy het soontoe gegaan en die boek gekyk en sê, "Ja, gaan reg om die hoek, sy's in 241."
So ek het gedink, wel, prys God, iemand het die druk afgehaal, sien. Dis net 'n opgeboude druk. Dis die eeu waarin ons lewe, 'n neurotiese eeu, waar die mense nie weet wat om te doen, waarin hulle gaan nie. En die dokters het nie die antwoord daarvoor nie, want die psigiaters word gedokter deur die psigiaters. So hulle het nie die antwoord nie. Maar daar sekerlik 'n antwoord iewers. Ons kan ure lank daaroor praat, maar ek het net gedink dat God die antwoord het. If they could just sit in a place like this, takes off the pressure. As hulle net in 'n plek soos hierdie kon sit, die druk vir hulle sien, saam met mense wat in die ewigheid ingegaan het. We are not going into it, we're Maar nie daarin nie, ons is al reeds daarin, sien. Dis reg. Oor die aangepraat, ek sê nie enigiets wat enigiets werd is nie. Maar partymal gee die Here my iets en wanneer ek dit doen, dink ek dis diep omdat hy dit vir my gegee het. Ek het gedink dat ek het daaroor gepraat by 'n diens nou die aand, hoe dat God se kinders een slawe, niks om te eet en net gelewe het, net toestande waarin hulle was. Daar het 'n profeet uit die wildernis gekom en hulle vertel van 'n land wat gevloei het met melk en honing. En nou, hulle was nog nooit in daardie land nie, hulle het niks daarvan afgeweet nie, maar hulle het hom gevolg. Uiteindelik het hulle by Kades Barnea gekom, en daar het Joshua die groot krygsman, wat Jehovah verlosser beteken, die Jordaan gegaan en die bewys teruggebring dat daardie land daar was, waar die mens in vrede kon lewe, sy familie grootmaak, sy kinders, en 'n volk wees, en God hulle sou seën. En hoe dat hy die bewys teruggebring het dat God nie vir die mense gelieg het nie, dat die land daar was. En dit was 'n goeie land, dit het gevloei met melk en honing. En hulle het 'n trosdrywe teruggebring wat 2 mans gedra het. Toe na 'n ruk moes die mens natuurlik sterf, nadat hy gelewe en sy kinders grootgemaak is, moes hy na die begrafplaas gaan. Uiteindelik het hierdie groot land geword, al die heuwels, baie van die heuwels moes ek gesê het begraafplase geword. En die geseëndes het op hierdie grafte gelê. Toe daar een keer 'n groot kruisman gekom, Jesus van Nasaret, die hoof het vlees geword wat onder ons gewoon het. En hy het afgekom vir ons gesê dat in my Vader se huis is daar baie wonings. Al het julle land wat julle huise kon oprig en julle kinders grootmaak en julle oes te kweek en, maar daar is 'n land waar die mens nie sterf nie, waar julle nie oud hoef te word en te sterf nie. En hy was die Joshua in ons vir ons, en hy het na Kades Barnea, die oordeelsbank gekom, wat Kades Barnea die oordeelsbank was, en daar, Kades Barnea vir hom was Golgotha, waar hy al ons sondes gedra het. Hy het gegaan oor wat ons noem die Jordaan, die dood, en teruggekom op Paasoggend, die bewys vir ons gebring, dat die mens na die dood kan lewe. Toe het hy ook 'n klomp drywe teruggebring, en hy het vir hulle gesê, as hulle daarbo sou wag, tot die dag van Pinkster, hulle het almal 'n hap daarvan gekry, en het die bewys dat die mens is weer kan lewe. Ons lewe weer, ons het opgestaan uit die dinge van die dood in nuwe lewe, en nou sit ons saam in hemelse plekke, alreeds in Christus Jesus. Alreeds in die ewigheid, want ons word 'n deel van sy lewe, ewige lewe, en ewige lewe is God se lewe. God se, want ons is seuns en dogters van God. Alles wat 'n begin gehad het, het 'n einde. Soos dis daardie dinge wat geen begin gehad het nie, wat geen einde het nie, en dit was net God. So ons word deel van sy lewe. Dink daaraan, God op die dag van Pinkster, daar die 4 kolom het geskei, en daar het 4 tong op elkeen van hulle gaan sit, God wat homself skei in, homself verdeel onder sy mense. Ons word God se eie lewe in ons, dan is ons dood vir die dinge van die wêreld, en het opgestaan saam met Christus en sit in hemelse plekke, en kyk terug waarvandaan ons gekom het. Dis genoeg dat ons daaraan kan dink, en dit verlig die druk, neem die druk weg, wanneer ons die
posisie erken wat ons nou in Christus beklee het, deur die Heilige Gees te ontvang. Sy eie lewe, die Griekse woord zoe, wat God sy eie lewe beteken wat in jou woon, en jy kan net so min sterf as wat God kan sterf. Ons is ewig saam met die ewige Amen in afwagting vir daardie glorieryke tyd van verlossing van die liggaam. En nou is ons alreeds dood en ons lewens is verborgen in God deur Christus te perseel deur die Heilige Gees. Die duiwel is heeltemal buite die prentjie, en wanneer ons saam sit soos hierdie in hemelse plekke saam met Christus in hom, dan kan ons sekerlik die druk verlig. Ek neem byvoorbeeld daardie groot aand onder in Egipte, waarin ons almal dink daardie groot Pasga-aand, dat toe die hele Egipte gepla was. Almal het van huis tot huis gehardloop en oral was daar 'n geskree, maar Israel kon net so kalm sit te midde van die probleme. Hulle het een ding gehad om te doen, die bloed aan die latyn te smeer, en daar sou jy kon kalm rus. En as Israel na die kusyn kon kyk met die aangewende bloed en weet dat die dood sou verbygaan, dit was begeerlik die bloed van die lam. Hoeveel te meer kan ons gerus wees wanneer God, nie om teen my baptiste broers te praat nie, soos die broerpas gesê het. Hulle het gesê, ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons glo. Paulus het gesê, hulle het die Heilige Gees ontvang na hulle geglo het. Groot baptiste broer het my ontmoet nie lang gelede, en hy het vir my gesê, Brian, jy wat 'n baptist is, hy het gesê, dit klink ongelooflik vir jou om te sê, dat ons nie die Heilige Gees ontvang wanneer ons geglo het nie. Hy het gesê, Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Hy het gesê, God het hom die seël van die bevestiging gegee. Hy het sy geloof ontvang, toe het hom die seël van besnydenis gegee. Daarom is die besnydenis nou die Heilige Gees. Dit besny ons hart en weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Ons het opgestaan saam met Christus in die opstanding. Ek wil sê, nou wanneer ons dit weet, kyk ons terug na ons lewens en sien wat ons was. As die gekleurde mense hier is, verskoon hierdie uitdrukking, maar die gekleurde dame wat die getuienis gegee het by die konvensie een keer, sy het gesê, opgestaan, haar getuienis gegee, sy het gesê, wel, ek wil dit sê, sy het gesê, ek is nie wat ek behoort te wees nie, en ek is nie wat ek wil wees nie, en dan weer weet ek is nie wat ek was nie. So dit was dit. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons lewendig is, ons is nie wat ons was nie, en dit is wonderlik om te weet dat die druk verlig kan word, dis al. Die naam van die Here is 'n sterk toring waarin die regverdiges invlug, en hy is 'n rots in 'n land wat versmag. 'n Rots in 'n land wat versmag. Ek het 'n tyd gelede gelees van 'n groot arende. Ek het een keer gepreek in 'n konvensie van die arend, want die enigste manier wat ek weet hoe om te praat is om die natuur dop te hou. En God woon in die natuur, die arend dop te hou, sy eienskappe te sien. En bo by die tempel hierbo gepreek oor die lam en die duif hulle geaardheid. En sien al daardie dinge is net God wat met ons praat. En daar's een soort arend, daar's 40 verskillende soorte van hulle beteken een wat met die snabel skeer. En hierdie arend, soos hy oud word, kom daar 'n kors oor sy kop. En hy word oud en hy raak amper blind en hy kan skaars rond beweeg. En uiteindelik wanneer hy moeg word en al sy vere raak los sodat hy nie meer baie hoog kan vlieg nie, dan gaan hy hoog in die berge in tot hy 'n sekere rots kry. Daar sit hy nou by daardie rots. Die taak is dat hy sy kop teen daardie rots moet kap totdat daardie hele kors afvlieg. Hulle sê hy sal kap en kap totdat sy kop sal bloei. Hy sal homself amper uitslaan. Hy sal terugkom en weer kap totdat die hele kors weg is. Wanneer daardie hele kors van sy kop afgaan, hoewel hy bloei en gewond is, het hy die versekering. Hy sal opstaan en die vere klap wat hy het en uitskreeu. Hy verlig die druk. Kom, hy weet sodra dat die hele kors weg is, gaan hy weer sy lewe hernie. Hy word weer hernie. Nuwe lewe sal sekerlik kom wanneer die hele kors weg. En wanneer ek dink wat hoe groot God is om aan sy arend te dink, om daardie arend 'n manier te gee om sy lewe te hernie wanneer hy oud is. Enigste ding wat hy moet doen is om die kors af te kap. Dis 'n groot ding. Maar ek ken nog 'n rots.
wat 'n mens die koers van die wêreld daarteen kan afkap, totdat elke ongeloof afgeval het, en elke skadewee en elke band afgeval het, totdat die al die wêreld uit hom uitgeslaan gekry het, al die ongeloof uit hom uitgeslaan, al die trots uit hom uitgeslaan, al die styfheid uit hom uitslaan, dan sal nuwe lewe sekerlik kom, dan kan jy die stoom afblaas en net begin juig, omdat nuwe lewe beslis sal kom, sodat jy die ongeloof uit jou kan uitslaan. Dinge neem nie een of ander dogma, neem een of ander geloofbelijdenis of iets wat een of ander mens opgemaak het nie, net die onvervalste woord van God neem en dit glo en daar bly totdat dit 'n werklikheid vir jou word. Ek sê hulle nuwe geboorte is op sy pad, dis presies. Ons kan dan die stoom afblaas, want nuwe geboorte is op sy pad. Ek het een keer bo in die berge gepreek in Kentucky en ek het 'n altaar oproep gemaak. Daar was 'n ou, eislike groot kerel wat daar agter ingekom het, my uit die diens uit sou gooi. Was in 'n mielieoes en hy het net sy broekspyp opgeskeer gehad en hy het 'n spyker daarin gehad. En hy het gegaan, soontoe gegaan en hierdie holy roller predikertjie uitgegooi. So hulle het vir my gesê, hy sou kom. Toe by die deur kom 4 of 5 eislike groot boelies in hulle arms ingehaak soos hierdie, en ek het net aanhou preek, en hy het 'n bietjie te lank gewag. Hy kon nie vinnig genoeg by die altaar kom nie. Hy het in die middel van die vloer neergeval en sy hande begin opgooi en uitgeroep, God wees my, 'n sondaar genadig, uitgeroep by die altaar. Toe die Heilige Gees afgekom en geopenbaar het vir hom gesê het wat hy sou doen, terwyl hy daar gestaan het, dis wat hom gekry het. Toe hy daar gestaan het vir hom gesê het, dat 'n ander vrou met wie hy rondgeloop het, en daar het sy vrou gesit en 2 kinders daar gesit het, en hom beskaam tot by die einste daad wat hy gedoen het. Hy het geweet, dit het meer as die mens gekos om dit te doen, dit het God gekos om so iets te doen. En hy het geskree na die altaar toe gekom, uitgeroep, wees my genadig God, ek se sondaar. Volgende dag het hy teruggekom, hy het gesê, broer Branham, ek het gister aan 'n droom gehad dat ek 'n konyn is wat buite in die veld sit. En hy het gesê, daar het 'n groot hond agter my aangekom. Hy het gesê, ek het begin hardloop vir alles wat in my was, en ek het nie geweet waarna toe om te gaan nie, en gesê, ek het opgekyk teen die berg, en daar was 'n groot rots, en dit het 'n gat daarin gehad. Hy het gesê, ek het gedink, as ek ooit by daardie rots kon uitkom, kon ek net die druk verlig. Hy het gesê, die hond was so naby dat ek sy asem op my hake kon voel. Hy het gesê, maar toe ek ingekom het ek gaan sit en die druk verlig. Dis 'n goeie ding om te doen. Daar is 'n rots dat waar ons kan vind. Hy is 'n rots in 'n land wat versmag, daar waar ons kan gaan sit en die druk verlig. It's 11 o'clock and I know we're supposed to go now. And I'm so glad to be here this morning with En nou vriende, dis 11:00 en ek weet ons is veronderstel om nou te gaan. En ek is so bly om hier te wees vanmôre met al die druk af en onder mense te sit soos hierdie. Die Here seën julle sommer baie en bid vir my. God seën julle. Let us all stand. We're going to dismiss around and lay hands. I'd sure like to have Amen. on me. Dis baie mooi. Julle het almal verstaan dat ek net onlangs amper dood is. Julle het dit geweet van 'n geweer wat opgeblaas het. Een van die meneer Weatherby onne het 'n geweer uitgeboor. Dit was 'n oorgeboorde geweer en dit was 'n Winchester. Ek wou altyd 'n Weatherby Magnum hê want ek het gejag en dis die enigste uitlaatklep wat ek het. Broer Art Wilson het my seun 'n .270 gegee, verskoon my, dis 'n .257 Roberts en Billy is linkshandig. So hy kon nie die geweer gebruik nie. Want dit was 'n slotaksie model 70 hele broers wat gewere skiet. En dit was my moeder, julle weet, wat pas hemel toe geglip het 'n paar weke gelede, was 'n half Indiaan. En ek hou net van die buitelewe en dis waar ek my skietery kry. En ek het vriende wat vir my 'n Weatherby geweer sou gekoop het. Dis reg, ek het, maar ek sou nie kon dink om 'n vriend vir my 'n Weatherby geweer te laat koop en soveel geld daarin te sit, want ek sendeling vriende het wat nie skoene aan hulle voete het nie. En ek kon dit nie doen nie. Nee, ek kon dit net nie doen nie. My broer het gesê ek sal daardie geweer vir jou laat uitboor, Billy, en dit sal reg wees. Meneer Weatherby het dit uitgeboor. Toe ek dit teruggebring het, het ek die koel daaraan gesit en opgestaan om dit so te vuur en dit het in my gesig ontplof. Dit het die loop 50 tree voor my uitgeskiet en die kolf hierdie kant toe. En al wat ek gesien het was rooi vuur wat so hoog soos hierdie plafon opgaan so daardie en bloed het oral oor alles gespat. En ek het net kalm opgestaan. Ek het gedink ek het oorgegaan. En dit was so 'n geweldige ding. Ek het 'n klein boodskapie daaruit gekry. Sien, daardie geweer het nie as 'n Weatherby begin nie. As dit van die begin af sou wees, aan die begin 'n Weatherby, dit sou in orde gewees het, want die staal sou gehou het.
Dit het druk daarvan verlig. Meneer Weatherby is so gaaf by die geweer ondersoek. Hy kon nie sê wat gebeur het nie. Maar ek het gedink dit was die kopspasie wat dit gedoen het. Nou sien as daardie geweer van die begin af sou begin het en opgekom het as 'n Weatherby, sou dit nooit ontplof het nie. En luister nou vriende, laat ek dit vir julle sê. Wanneer jy uitgaan om Christendom te bely, moenie net 'n herbekering idee daarvan aanvaar nie. Jy sal vroeër of later ontplof. Moenie iemand anders probeer naboots nie. Kyk, moenie net uitmaak en by die kerk aansluit of die liedere sing nie. Jy moet wedergebore word en begin by die begin. Dan sal dit die druk hou so lank as wat jy dit het, sodat dit nie sal ontplof nie. God seën julle. Ek's dankbaar dat julle almal nou vir my bid. God seën julle.